my seun, my dogter. Ek wil hê jy moet opkyk. Kyk in my oë. En ek is hier vir jou vanoggend, sodat ek my liefde oor jou kan uitstort. Sodat ek my gees in jou hart kan sit. Want ek het jou gekies om hier te wees. Ek het jou gekies om jou saam te loop. Ek het jou gekies om jou voor te berei, om eendag saam met my te wees. Sal jy my toelaat om jou in my teenwoordigheid in te trek? Want ek wil vir jou alles gee. Ek, jou Here en jou God, jou verlosser en jou helper, wil niks terughou nie. Ek is hier om oop te breek wat skeidings bring. Ek is hier om jou te wys wie jy in my is. En Here, dankie dat ons hierdie lied kon sing vanmôre. Alles vir U Jesus. Here, ons wil niks terughou nie. Here, as daar goed is vanmôre wat tussen ons en U staan, Heilige Gees, kom breek dit nou. Here, kom breek net oop. Ons kom lê dit voor U vanmôre, Here. Want as ons hier opstaan, as ons hier uitloop vandag, sal ons skoon wees in U. Dankie, Here. Amen. Amen. Baie dankie julle. Dis altyd vir my so fantasties dat as ek voorberei, dan praat ek nie met die aanbiddingspan oor die liede nie. Nou en dan, as ek iets in die gees ervaar, sal ek vir hulle sê, kan ons hierdie lied sing. Maar hierdie lied wat ons nou net gesing het, kan ek my net sowel nou terugstaan, want julle het klaar my julle boodskap gehoor. Die boodskap wat Jesus na ons toe bring om te sê, hierdie verhouding tussen my en jou, moet daar niks wees wat in die pad is nie. Niks wees wat in die pad is nie. Ons sit met 'n probleem vandag, dat daar soveel reëls en regulasies waarna ons moet kyk in ons lewens, in ons werksomstandighede, in die samelewing. En dan kom die kerk ook nog, en die kerk sê ook nog vir jou, hier is nou nog 'n klomp reëls waarvolgens jy moet lewe. Ek wil gou vir julle vra, nee, ek het al gedink met almal wat so lekker kos maak hier in hierdie gemeente. Kos maak en lekker koek bak, want dis 'n fees. Maar ek wil gou vir twee van julle vra. Waar is die Karina en die Karinas vanoggend? Karin, as jy jou kos maak jy dit volgens 'n resep? Of volg jy partykeer jou eie resep? Eie resep. Karina, waar's Pieter? Volg jy die resep? Of volg jy jou kop? Jy volg jou kop. En jou smaak. Mooi. So 'n hele klompie jare terug het ek en Marieta het hulle vir ons gevra om te gaan uithelp in 'n gemeente daar in Mauritius, waar daar 'n bietjie probleme was, en ons moes onder andere die kerk weer toerus met allerhande goed, en die vrouens, julle weet mos, as hulle gaan goed koop om toe te rus, dan kom hulle 7 in die aand terug. En dit het regtig gebeur. Hier net voor 7, toe hulle nou daar waar ek en sy so lank by mense bly, en ons gasvrou 7 die aand vra, wat wil julle eet vanaand? Ek gaan vir ons beestert maak. En ek en my vrou kyk vir mekaar hier uit die onderlangs. Gaan ons 12 uur eet vandag.
En sy haal 'n pot daar uit. Nou die pot is gemaak om vinnig kos te maak. Is 'n drukkoker, maar is nie een van daai wat jy die deksel opsit en vasknyp nie. Hierdie ding se deksel is ovaal. Hy gaan binne in die pot en dan maak hy toe. As hy toegemaak het, dan ontsnap daar niks uit daai pot uit nie. En 8 uur, toe haar man van die werk afkom, toe eet ons beesterd. Nie 5 ure nie, vinnig. En julle weet nie wat het ek gedoen nie. Ek het daai volgende oggend, het ek vir my net so 'n pot gaan koop. En ek het hom in my tas gesit en teruggebring Suid-Afrika toe. Maar wat maak ek met daai pot? Jy sien, as dinge te vinnig begin gaan, dan pluk ek daai pot uit. Sondag, as ons te lank preek hier by die kerk en ons drink te lank koffie, dan is dit 'n gemak om dit uit te haal en gou kos te maak. Maar daai drukkoker kan nie 'n rampstyk gaar maak nie. Jy het nog steeds 'n vuur nodig. Met ander woorde, hy beperk jou. Psalm 119, ons gaan nie die hele Psalm opsê nie. Moenie bekommerd wees nie. Vers 105. Die woord van die Here is 'n lamp vir my voete, is 'n lig vir my pad. En as jy nou 'n bietjie dieper ingaan en jy gaan kyk na wat is die oorspronklike Hebreëse teks, dan sê dit nie net die woord nie. Dit sê die woorde van die Here. Jy sien wat maak ons? Ons wil hierdie resep volg, maar ons wil so 'n bietjie van ons eie insit. En wat die Here vir ons sê, wanneer dit kom by sy reëls en regulasies, die manier wat hy vir ons wys hoe ons moet lewe, dan is dit sy totale woord. Dan kan jy nie jou eie stukkies bysit nie. Dan kan jy nie 'n bietjie laat nie. Want sy woord is wat ek en jy nodig het om daai hele maaltyd vir ons reg te kan maak. Want hy wil hê ons moet ons lewe in hom geniet. Ek het vanmôre toe ek hier ingestap het, was dit vir my net oorweldigend geweest. Hoe lief die Here ons, hy het ons so lief, dat ons dit nie kan beskryf nie. Ek weet, hier is iets in die gees besig om te gebeur. Waar is Hannes? Ek en hy het 2 jaar terug al, ruk terug het ons in die oggende, party oggende sommer net by mekaar gekom, ons het musiek aangesit, en dan het ons geluister wat die Here vir ons sê. En hy kom wys, daar's dinge wat kom draai, en ons begin daai draai beleef. En ek sê vir julle, dis die begin van 'n nuwe seisoen, wat ons gaan instap, met goed wat die Here vir ons kom oopbreek. Ons moet wakker wees. Ons moet wakker wees vir sy ware woord. Nou daar's 2 gedeeltes in die Bybel wat gebruik word om ons dood te druk. Ons verhouding met die Here dood te druk, want almal sê, sien julle daai 2 gedeeltes, dis God wat kom sê, ek verpletter julle. Want dit is wat as jy daai 2 tekste lees, dan voel dit amper vir jou so. Maar die Here kom vanmôre en hy kom sê, ek gee vir julle daai woord. En die eerste een, Eksodus 20. Ek is die Here julle God, wat julle uit Egipte, uit die slawerny uitgelei het. Jy mag geen ander God in my teenwoordigheid inbring nie. Jy mag ook nie voor hulle kniel nie. Jy mag hulle nie aanbid nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die oortredings van die Vader besoek aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet. Nou lees ons daai. En dit word van die preekstoel af gepreek. Pas op. Pas op wat jy doen. Want as jy sondig,
dan gaan daar 3 geslagte, 4 geslagte van jou af, gaan God nog steeds straf. Met ander woorde, soos wat ek hier voor julle staan vanmôre, is my oupa grootjie en my grootoupa grootjie se sondes wat hulle gedoen het, God straf my daarvoor vanmôre. En kom ek sê vir jou sê, dis nie die God van die Bybel nie. Dis nie die God van die Bybel nie. So wat sê hy vir ons met daai teks? So die 3de en 4de geslag is 'n Hebreëse idioom wat beteken dit sal aanhou tot dit ophou. Met ander woorde, wat sê God vir ons? Ek besoek die oortredinge van die vaders en ek gaan daarteen optree totdat dit ophou. Maar wat gebeur baie keer? Daar's 'n sonde wat in die familie is en ons gaan maar net aan daarmee en ons kinders gaan aan daarmee. Dan gaan God dit mos straf. Maar die teks, die woord wat hy daar gee, ek besoek. Weet julle hoekom sê God in sy woord, ek besoek? God is 'n God van herstel. Hy's 'n God van rekonsiliasie. Hy kom en hy sê, ek wil kom herstel wat fout is. Hy stuur vir Jesus. Jesus kom besoek die aarde. Hy gaan goed deur wat dit moontlik maak dat daar rekonsiliasie kan plaasvind tussen my en my Vader, tussen jou en jou Vader. So hierdie teks sê, pas op. Lewe versigtig, lewe volgens my instruksies. Maar my instruksies is nie 'n binding op jou lewe nie. My instruksies is 'n liefdesverklaring vir jou, want ek wil jou beskerm. Ek het net daar agter gestaan en nou kyk ek na die gemeente. Nou hier's klein mensies en hier's groot mense. Fisies. Nou as ek een van daai klein mensies uitroep om vanmôre hier op hierdie platform te kom staan. En ek wil nou 'n paar klappe uitdeel en ek wil nou hier so allerlei snaakse dinge doen. Dan gaan dit mos nou snaaks lyk. Maar nou roep ek vir ou Hannes en vir Pieter. Hulle is 2 groot voorrye en ek laat hulle langs hierdie klein persoon staan. Dan gaan ek nie sommer met daai persoon sukkel nie. Jy sien wat God kom sit homself daar by ons. Hy sit vir Jesus daar by ons en hy sit die Heilige Gees by ons vir ons beskerming. En om ons te help. Ons in die laaste 2 Sondae het ons gepraat oor die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is uitgestort. Daar's onmiddellik 3000 mense wat tot bekering kom, wat 'n pad met hom begin stap. Maar dan lees jy die hele boek van Handelinge vertel vir ons die Heilige Gees het aangegaan. Hy het nie gestop daar nie. Hy het mense se harte aangeraak. En weet jy wat kom doen die Heilige Gees? Dis wat God daar sê in Eksodus 20, die boodskap wat hy vir ons gee. Bring die Heilige Gees vandag in ons lewe in en hy kom verander. Hy kom verander 'n klomp individue. En hy bring hulle in 'n familie in. Hy maak van jou en my deel van 'n familie. Hulle het gegroei, die Christene het gegroei. Hulle het waarlik as 'n familie begin saamleef. Hulle het hulle goed met mekaar gedeel. Hulle het gesê, "Joe, daai boetie Hans sê sukkel, hulle kry nie kos nie. Dan gaan die kos na soontoe. Ons gaan deel dit met hulle." Hulle het besittings verkoop om die werk van die Here aan die gang te hou. Ons leef nie meer so nie, daar's ander beginsels. Maar die beginsel van God se woord is, maak jy reg wat reg gemaak moet word, sodat dit nie oorgaan na jou kinders toe nie. Ons gaan met hierdie sessies wat ons begin oor die huwelike gaan ons die tweede fase, gaan ons
kyk na hoe 'n man en vrou in die huwelik, 'n pa en 'n ma, en enkellopendes, hoe hulle daai kinders van hulle kan terugbring in die pad van die Here, in die hart van die Here, ten spyte van al die gemors wetgewing in hierdie land, wat allerhande dinge doen om huwelike te breek, om sonde aan te wakker, kan jy nog steeds uit die goddelike struktuur van 'n huwelik, uit die goddelike struktuur van reëls en regulasies, kan jy 'n verandering bring. God straf nie 4 geslagte nie. Hy sê pas op, wat jy doen kan 'n invloed hê tot daar. Maar hy sê, hierdie sonde en my houding teenoor hierdie sonde gaan aanhou totdat dit ophou. Kom ons gaan Nuwe Testament toe. Hierdie een is nou nog erger. Lukas 14 vers 26. Skare loop agter Jesus aan. Hy draai om en hy praat met hulle. As jy nie jou pa en jou ma, jou boetie, jou sussie, jou man of jou vrou en jouself kan haat nie, dan gaan dit nie vir jou moontlik wees om my disipel te wees nie. Van die tekste, die vertaling sê, jy's nie waardig om my disipel te wees nie, maar dit is 'n verkeerde vertaling. As jy gaan kyk na die oorspronklike teks, sê dit gaan vir jou nie moontlik wees om my disipel te wees nie. Jy sien, die eerste ding wat ek en jy moet raak sien, is dat Jesus God is, want hy gaan haal Eksodus 20. Jy sien, want mense sê, die Ou Testament is nie meer van toepassing nie, die 10 gebooie is nie meer van toepassing nie. Hier kom Jesus sommer met die eerste een. En hy kom herhaal die 10 gebooie. Wat sê Jesus? Jesus sê nie, jy moet jou pa en jou ma en jou boeties en sissies haat nie. Dis weer 'n idioom wat hy gebruik. Jode, hulle gebruik baie idiome. Wat Jesus sê is, as jy enige iets of enige iemand bo my stel, gaan dit vir jou moeilik wees om my disipel te wees. Jy sien, wat 'n disipel van Christus stel Jesus eerste. Doen alles eerste vir Jesus. Ons het dit gesing vanmôre, hierdie lied het dit so pragtig uitgehaal. Dis alles of niks. Want as jy iets anders terbo Jesus stel, gaan jou ingesteldheid wees om aandag te gee aan daai ding. Jesus sê nie ons moet ophou om aandag te gee aan ons mans en vrouens en ons paas en maas en ons kinders nie. Hy sê pas op net dat dit nie 'n struikelblok word in ons verhouding nie, want die Here, hy soek alles. God sê in Eksodus 20, moenie 'n ander God in my teenwoordigheid inbring nie. Want ek is 'n jaloerse God. Jesus sê dieselfde ding, moenie iets anderster hier inbring, wat 'n blokkasie kan wees in ons verhouding nie. Jy sien, maar dit is so maklik. Dit is so maklik. Wat is die grootste ding wat daai struikelblok is in jou verhouding met Jesus? En dit is 'n moeilike ding wat ek vanmôre moet praat, maar weet julle, ons moet so dankbaar wees, want selfs Jesus in sy woorde kom wys, hy wil in 'n totale liefdesverhouding met jou wees. Want die woord haat verkeerd vertaal, want die betekenis is bo iets anders stel. So Jesus kom vra vanmôre vir jou, sal jy dink in jou lewe wat daar is wat jy bo my stel? En die heel eerste een, sê eie ek. Ek sit my eie ek
baie keer daar. Jy sien, want dit gaan oor wat wil ek hê uit my verhouding uit met ander mense? Wat wil ek hê? Wat wil Tinus hê uit sy verhouding met sy familiekerk? Is dit die salaris wat ek elke maand moet kry? Is dit sodat mense my moet raak sien, ek is die pastoor? Omdat ek daar buite kan sê, julle moet net weet, ek is baas van 'n gemeente. Jy sien, want in alles wat ek nou vir jou gesê het, het nog nie een keer by Jesus uitgekom nie. Ek is hier, omdat hy my gevra het, om iets te kom doen hier. Vir hom gesê, Here, dis amper onmoontlik wat U vir my vra. Dis 'n moeilike opdrag. Ek het in 22 jaar van voltydse bediening 'n ander tipe opdrag gekry. En die troos wat ek gekry het is, onthou, die Heilige Gees is reeds uitgestort. En hy het gekom om ons te herinner aan Jesus se woorde, om ons te help om dit uit te leef. Want die eie ek is een van die goed wat die meeste in die pad is in ons verhouding met die Here. En weet julle, wat so hartseer is, partykeer weet ons dit nie eers nie. Partykeer weet ons dit nie eers nie. Want ons soek ander se pamperlang. Ons soek ander se erkenning. Want ons wil eerster iets wees. Ons wil eerster behoort. Dis nie noodwendig verkeerd om te wil behoort nie. Maar wat is die rede hoekom ek aan 'n gemeente wil behoort? Wat is my rede om te kan sê ek is 'n volgeling van Christus? Wat is jou beweegredes? Is dit omdat jy Jesus absoluut bo ander stel? Kan jy in 'n verhouding met ander leef op so 'n manier dat Jesus nog steeds eerste is? Ja, ons kan, wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees met ons daarin werk. Laat ons toelaat dat die Heilige Gees ons in totaal ons hele leefwyse transformeer. Jy sien, want dit is een ding om te sê, Here, hier staan ek, maak met my wat U wil. Jesus sê, gaan vir jou moeilik wees om 'n disipel te wees. En hy sê, as jy nie jou kruis kan self dra nie, dan gaan dit ook moeilik wees om 'n disipel te wees. En dan sê hy, die derde ding wat hy sê, Engels, count the cost, doen 'n kostebepaling. Is jy bereid om neer te lê wat 'n skeiding veroorsaak? Is jy bereid om weg te stap van daai ding af wat vir jou so belangrik is? Ek het op 'n stadium het ek vliegtuie ontwerp vir Microsoft Flight Simulator. Ek dink jy laat die mense dit kan, hulle kan daarmee vlieg. En ek het soveel tyd daaraan spandeer. So ons klaar geëet het in die aand, en die kinders gaan slaap, dan was ek voor die rekenaar. My vrou party nagte 1:00, 1:30 vir my kom sê, jy moet nog kom slaap. Sit af die rekenaar. Dit het 'n ding by my geword, want ek sê, ek wil dit is vir my so belangrik. En toe het ek my op 'n stadium self begin troos,
Want ek het Bybelversies in die teks ingesit van hoe vlieg jy hierdie vliegtyg? En ek het boodskapies begine uitstuur. Daar's een van die vliegtye wat ek gemaak het, wat so 22,000 keer gedownload was. So daar's 22,000 mense wat heel moontlik die versie gesien het. Toe voel ek baie, want ek wil 'n Engelse woord gebruik, ek het baie chuffed met myself gevoel. Ek het nie die tyd aan die Here spandeer wat ek aan hom moes spandeer het nie. Ek het nie tyd gemaak vir die ekstra waarvoor hy my wou gebruik het nie. Jy sien in die dag, toe ek 'n ontmoeting het met die Heilige Gees, dis wat God hom na my toe gestuur het. Hy het my besoek, het my lewe net daar op die plek omgedraai. Maar ek moes hom toelaat. Ek moes die Heilige Gees toelaat om Heilige Gees te wees in my lewe. Ek moes hom toelaat om my te leer. Ek moes hom toelaat om ander te gebruik om my te leer. Dan so baie keer sê ons, want ek leer nie al hierdie en hierdie en hierdie goed nie. Ek laat die Heilige Gees my leer. Wat was Jesus se opdrag? Maak disippels, doop hulle en leer hulle. Die eerste klomp Christene het by die disippels gaan sit, die disippels het hulle geleer. Die disippels, toe hulle daai opdrag van Jesus kry, maak disippels, doop die mense, het hulle nie gaan sit en wag, dat die Heilige Gees eers daai mense klaar leer, voordat hulle leer nie. Hulle het Jesus se opdrag uitgevoer. Niemand van ons het gearrive. Die Heilige Gees gaan jou herinner aan dit wat Jesus klaar gesê het. Hy gaan jou herinner aan, onthou jy wat het Jesus gesê? Jy gaan sukkel om my disipel te wees, as jy nie dit en dit en dit doen nie. Jy sien, met die kerk het 'n leerstelling ingebring, om te sê, 'n disipel is iemand wat Sondag kerk toe kom. Disipel is iemand wat hulle tiendes betaal. Dis die som totaal van wie 'n disipel is. Disipelskap is groot deel van jou lewe, buite die Sondagdiens. Jou disipelskap is daar, wanneer jy in die huis is, en wanneer ek my vrou behandel, soos iemand wat uit die hemel uitgestuur is vir my. Waar ek my kinders kan vat, en waar ek my arms om hulle kan sit, in die verhouding wat ek met die Here het, om hulle in te bring in daai selfde verhouding. Want dan breek daar 'n goddelikheid oop. Dan vind daar 'n goddelike herstel plaas. Toe ons seun siek was met kanker, die oggend voordat hy dood is, hy het my gesê, pappa, ons was op 'n stadium alleen, ander was winkels, sy lees vir my, van psalms gelees, hy was baie lief vir psalms, en ek klaar gelees het, toe van gebid, sy, nou is die lees en die bid, is nou verby. En hy kyk my so, hy sê, weet papa wat, weet jy wat is die eerste ding wat ek gaan doen, as ek in die hemel kom? Sê, ek gaan op brandewyn en kook op jou drink. 3 weke daarna, toe sy broer, na die begrafnis en alles, toe gaan hy op 'n jeugkamp, die Saterdag aand, kry ek 'n boodskap op my selfoon, papa, ek is so lief vir jou. Sien, ons sit baie keer in ander mense,
dat ons nie noodwendig sien wat in hulle lewens gebeur nie. Wat is jou verhouding met die mense in jou huis? Hoe hanteer julle mekaar in die huis? Jy sien, want die manier wat julle mekaar hanteer in die huis is 'n refleksie op die manier wat jy en die Here julle verhouding het. Want Jesus kom sê dit later, Paulus skryf daaroor. Ons moet mekaar lief hê. Dis 'n opdrag van Jesus, maar ons moet in daai opdrag vir Jesus eer met hoe ons teenoor hom optree. Stel ons hom eerste. Stel ons hom eerste in alles. Gemeente, ek wil vanmôre vir jou vra, is ons besig om alles wat ons hier doen, die Here eerste te stel? Wat is daar wat by ons as individue nog steeds veroorsaak dat daar skeiding is? Want soos wat ek hiernatoe kom as 'n individu, is ek ook hier as julle broer. Ons is broers en susters in Christus. Wat is die refleksie, die weerkaatsing wat uitkom uit ons as gemeente uit? Wat is die weerkaatsing wat uitkom uit die kerk van Christus in die wêreld in? Dis waarvan Jesus gepraat het. Dis waarvan hy gepraat het. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sodat julle my getuies kan wees. Sodat jou lewe, jou leefwyse 'n getuienis kan wees vir dit wat in jou lewe moet gebeur, jou verhouding met die Here. Die teenwoordigheid en die saamstap in jou lewe van die Vader en van Jesus en die Heilige Gees sal by jou bly totdat hy terugkom. Amen.